Wat is die trans begrip in die Britse ruimtelike kultuur? Omdat die Britse ruimtelike kultuur vanuit die koning se troon redeneer, wat dan met wette en soldate begrens word, is die idee van wat buitekant of oorkant die grens is, oorskrydend aan die grens, saamgetrek in die idee trans. So sou in die Afrikaanse woordeskat die woord Transoranje of Transvaal eintlik huishoudelike woorde word. Die kern van daardie begrippe lê egter binne die Britse monargale stelsel, wat aanvanklik vanaf Londen, maar later al hoe meer vanaf Kaapstad dink. Met ander woorde, wanneer jy oorkant die Vaalrivier gaan, dan gaan jy trans die Vaalrivier, maar dit word gemeet vanuit Kaapstad. Dit is baie interessant dat die boere aanvanklik, en dit is nou in die fase van die tweede Afrikaner met die vestiging van die boererepublieke en die groot trek, het die woord trans glad nie voorgekom in hulle persoonlike korrespondensie of in hulle grondwette nie. Wanneer die boere die eerste keer by Derdepoort hulle grondwet goedkeur, dan praat hulle van die woorde benoorde die Vaalrivier. En mense sou aanvanklik dink dit is nie 'n vreeslike groot verskil nie, maar tog skuil daar iets in dat die ruimtelike kultuur van die Afrikaners gemeet word vanuit die gemeenskap self, terwyl die Engelse of die monargale stelsel dit vanuit die koning se troon meet. Die koning wat die grense bepaal en dan vir jou sê wanneer jy oortree of wanneer jy trans iets gaan wat hy vasgestel het, terwyl die Afrikaners se ruimtelike kultuur vanuit die gemeenskap dink in die groot trek idee, dan is die grense van die gemeenskap letterlik die geloofs- en die gemeenskapsbande, die familiebande van die treklaers. En dat dit dan later omgesit en bewoord word in geografiese terme. En dit is nogal 'n baie belangrike verskil tussen die monargale stelsel van die Engelse en die ruimtelike kultuur van die Afrikaners.